Genesis besig. Ons is nou by Genesis 24. God is so kreatief besig in ons lewe. Vandag gaan ons nou die mooi verhaal van 'n hart wat verlore geraak het lees. So as jy kan, maak jou Bybel oop by Genesis 24. Kom ons begin op die regte manier. Mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan wyse manne wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborgde dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. Ek loof en prys U. En daarom vra ons ook, Here, dat U genade en vrede by ons sal wees. U is God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Dit is nogal lekker as die Here gesê het, as 2 of 3 in sy naam saamkom. Hier waar ons nou by mekaar is God in ons midde. So kom ons lees saam. Genesis 24. Jy sal nou sien, dis 'n lang hoofstuk. Ek gaan nie alles lees nie. Ons gaan begin lees by vers 34. Genesis 24 by vers 34. Toe sê die man, ek is 'n slaaf van Abraham. Die Here het my eienaar baie geseën en hy is ryk. Die Here het hom klein vee en groot vee gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies. Sara, die vrou van my eienaar, het op 'n gevorderde leeftyd vir hom 'n seun in die wêreld gebring en hy is die erfgenaam. My eienaar het my 'n eed laat aflê toe hy vir my gesê het, jy mag nie my seun laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, in wie se land ek woon nie. Nee, jy moet na my pa se huis toe gaan, na my familie toe en vir my seun 'n vrou gaan haal. Ek het vir my eienaar gesê, dalk sal die vrou nie saam met my wil kom nie. Toe sê hy vir my, ek leef naby die Here. Hy sal sy engel saam met jou stuur en jou in die onderneming laat slaag, sodat jy 'n vrou vir my seun sal kan gaan haal by my familie, by my pa se huis. Jy sal slegs van jou eed vrygestel wees as jy na my familie toe gegaan en hulle nie instem nie, dan is jy vry. Toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid, Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat my tog slaag in my onderneming. Hier staan ek by die fontein waar 'n jong meisie van die stad sal kom water skep. Ek sal vir haar vra om my 'n bietjie water uit haar kruik te laat drink. En as sy vir my sê, drink gerus maar, en ek sal vir jou kamele ook water skep, is sy die vrou wat deur U gekies is vir die seun van my eienaar. Voor ek nog klaar was om saggies te bid, kom Rebekka daaraan met 'n waterkruik op haar skouer en sy gaan af tot by die fontein en skep en toe vra ek vir haar, gee vir my bietjie water. Sy laat toe gou haar kruik van haar skouer afsak en sê, drink gerus, ek sal die kamele ook water gee. Ek het toe gedrink en sy het die kamele ook water gegee. Ek het haar gevra, wie se dogter is jy? En sy het geantwoord, die dogter van Betuel, seun van Nahor en Milka. Toe het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar arms. Ek het gekniel en tot God gebid. Ek het hom, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, geloof, omdat hy my reg gelei het om die dogter van die broer van my eienaar te kry as vrou vir sy seun. As U nou U verantwoordelikheid as familie teenoor my eienaar wil nakom, sê my dan, as U weier, sê my dit, sodat ek kan omdraai waarheen ook al. Toe antwoord Laban en Reuben, wat gebeur het, is van die Here. Ons het vir jou daaroor niks te sê nie. Rebekka is hier by jou, vat haar saam, gaan terug, sy moet die vrou word van die seun van jou eienaar. Dit is wat die Here gesê het. Toe Abraham se slaaf hoor wat hulle sê, het hy diep voor die Here gebuig. Vers 58. Hulle het vir Rebekka geroep en vir haar gevra, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy het geantwoord, ja. Hulle het hulle suster Rebekka en die vrou wat haar grootgemaak het, saam met die slaaf van Abraham en sy mense laat gaan.
Hulle het vir Rebekka met seënwense gegroet en vir haar gesê, ons suster, mag jou nageslag 10.000 word. Mag hulle die stede van hulle vyande verower. Toe het Rebekka en haar slavinne op die kamele geklim en agter die man aangegaan. Hy het haar saamgevat en hy is terug huis toe. Ons lees tot daartoe saam. Here, baie dankie dat ons so uit u woord, uit die Bybel kan lees. En nou wil ons vir u vra dat u ons gedagtes sal stuur en dat u woord aan die woord sal laat kom. Praat met ons deur die woord en deur die Gees. Stuur ons gedagtes en help ons om vir u te verheerlik. Amen. Daar's 'n film, Creator. En in die film is 'n professor besig om vir sy spaarstudente die geheim, die liefdesformule te verduidelik. En hy het gesê, dit is baie maklik. As jy in 'n dag meer dink aan die persoon as aan ander dinge, dan is dit liefde. Nou ek het dit nou so geluister en gedink, ek dink dit is eerder die verliefdheidsformule, want wanneer jy trou, daai liefde vra baie meer commitment, en dat jy ook mekaar se vriende is, wat saam deur die lewe gee. Maar een ding, vir al dit wat ek nou hier gelees het, moet ek vir jou sê, dit gee jou 'n rede om te lewe. As ek 'n opskrif vir hierdie hoofstuk 24 moet gee, dan sal dit net dit wees. Dit gee jou 'n rede om te lewe. Nou, ek gaan vir jou 2 stories vertel. So, vandag se preek gaan baie 2 stories wees. Maar die 2 stories is mooi fyn gekies, so luister rustig en luister gerus. Die eerste een is 'n ware verhaal in die tyd net na die Tweede Wêreldoorlog. 'n Dominee word predikant, hy word beroep en bevestig in Brooklyn in New York. En toe hy en sy vrou daar aankom, baie opgewonde, toe sien hulle hierdie kerkgebou is in 'n gehavende toestand. Hy dog hier's 'n pragtige gemeente, toe besef hy, wow, sy werk is vir hom uitgeknip. En hulle dadelik begin om die kerkgebou te herstel. En toe in die winter, naby Kerstyd, kom daar 'n geweldige storm en dit het gereën. En hy hardloop toe kerk toe die aand. Want hy dink toe nou net, sê nou maar net al ons herstelwerk is nou tot niet. Toe hy daar kom, toe staan die kerkgebou nog, maar in een van die mure is daar, het die wind 'n gat ingeruk. Nou kyk hy die gat in die muur, want dit is nou vreemd. En hy dink toe, nee, hy sal nou maar teruggaan, huis toe. En vir sy vrou gaan sê, vrou, ons het nuwe werk. So op pad huis toe, stap hy by 'n vloeimark verby wat oop is, wat al klaar vir hom snaaks is. En hy stop en hy sien 'n tafeldoek en hy besef, daai tafeldoek kan ek vasmaak oor die gat in die muur. Dan gaan daar niks inkom. Hy koop dadelik die tafeldoek, draai om, stap terug kerk toe, om die tafeldoek te span oor die gat in die muur. Net buite die kerk is daar 'n busterminus en hy stap verby en daar sit 'n vroutjie wat haar bus verpoos het. Maar hy stap toe in en hy wil nou die tafeldoek oor die gat span, want dit begin toe sneeu. Gelukkig is die wind toe nou baie stiller, maar dit begin te sneeu. En soos hy die tafeldoek wil oorsit, toe dink hy aan die vrou, en hy stap uit en hy roep haar. Hy gaan eers na haar toe en hy vra vir haar, waarvoor is sy? Sê die bus verpas? Hy sê nee, kom sit in die kerk, ons sal die bus hoor aankom. Dan kan jy uitgaan en op die bus klim. En toe sit sy nou in die kerk, toe hy die tafeldoek wil span oor die gat. En sy sê vir hom, meneer, is daar regsbo by die tafeldoek 'n EBG geborduur? En hy kyk, en hy sê vir haar, ja, het jy geweet? En sy kry 'n vreemde uitdrukking op haar gesig. Sy sê vir hom, meneer, ek het die tafeldoek herken, maar nie geweet of het reg is nie. Kan ek jou vertel? Daai tafeldoek het ek geborduur. Ek en my man het in die Tweede Wêreldoorlog in Oostenryk gebly. En dit was die laaste ding wat ek klaargemaak. Ek het die tafeldoek net klaargemaak. Toe storm die Nazis by ons huis in
en hulle arresteer ons, hulle neem ons gevange, en hulle vat ons na konsentrasiekampe toe, my na een konsentrasiekamp, en my man na 'n ander konsentrasiekamp, en ons het mekaar nooit weer gekry nie. Dit was die laaste ding wat ek gedoen het. Maar toe ek die tafeldoek sien, het ek gedink ek herken hom. Hy haal hom toe dadelik, nee, sy moenie afhaal nie, hou hom daar. Nee, maar dis jou nie, sy sê, nee, ek wil hom nie hê nie. Dit is eintlik mooi dat hy daar sit. Maar toe voel die dominee nou baie ongemaklik. Hy sê toe vir haar, kan ek jou nie dan net terugneem huis toe? Ja, sy sê, jy kan my terugneem huis toe. So ry hy met haar na haar huis toe, en hy laai haar toe daar af. So gaan die lewe aan. Dis kort daarna Kersfees, en die Kersdiens is die kerk volgepak met mense, wat hy nog nooit gesien het nie. Die mense sit amper op mekaar se skote, ingedruk, volgestop, hierdie kerkgebou. Na die diens, dan groet hulle almal, hy en sy vrou, en almal gaan nou huis toe, en een man het in die kerkgebou bly staan. Nou staan hy so, en hy sê vir hom, dominee, is daar nie dalk 'n EBG regs bo in die tafeldoek so hoek geborduur nie? En die dominee kyk hom so, maar hy kry 'n snaakse uitdrukking op sy gesig, en hy vra vir hom, hoekom vra jy so snaakse vraag? Hy sê, ek was met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in Oostenryk, en die laaste ding wat my vrou gemaak het, was 'n tafeldoek, en sy het EBG geborduur, en net daarna die nazi's in ons huis ingestorm, en ons gevange geneem, en ons is na verskillende konsentrasiekampe, en ek het my vrou nooit weer gesien nie. En die dominee het net sy kop geskit, en gesê, oom, kom ek vat jou na jou vrou toe, want toe weet hy waar sy bly, en toe vat hy die man na sy vrou toe. Wat 'n vreemde wesens in New York, jare na die Tweede Wêreldoorlog. Wat 'n vreemde wesens. Hoe groot en hoe kreatief is God net nie in sy liefde. Niks gebeur toevallig nie, hoor. Die Here het 'n plan. As dit nou een ding is wat daai tafeldoek vir daai dominee en vir daai man en vir daai vrou gesê het is, selfs al is dit met 'n tafeldoek, maar die Here in sy almag het 'n plan. En God is kreatief met sy plan in ons lewe besig. En ek wil dit vir jou sê, dat jy net onder die bewussyn kom van die grootheid en die almag en die heerlikheid van ons God. En in die oomblik wat jy besef hoe groot God is, en dat ek 'n deeltjie in sy plan is, sodat alles ten beste vir ons sal uitwerk. En ek wil dit weer sê, sodat alles ten beste vir ons sal uitwerk. Dit is God se plan. Wat God regtig na ons kyk, is geloof en gehoorsaamheid. En nou wil ek jou terugvat na hierdie teks toe en sê, ek dink jy het dit raak gesien. Kyk net weer na die gehoorsaamheid en na die geloof van hierdie slaaf. Dit is asemrowend as ek net dink hoe hierdie slaaf voor die Here geleef het. Hierdie slaaf van Abraham het geweet God leef. Hierdie slaaf van Abraham het geweet God is hier. Hierdie slaaf van Abraham het geweet, alles is in die beskikkende hand van die almagtige God. En daar gee God nuwe hoop en nuwe lewe. Ek dink nou skielik aan Matteus 10, selfs die hare op julle hoof is getel. Ons leef so in afhanklikheid in die plan van God. In 2 Kronieke 16 vers 9 sê, die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy nie mense kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrou. Dus weer eens gaan oor God se plan en hoe is in God se plan inval. Hoe groot en kreatief is God se liefde. Dit gee mense rede om te lewe. Nou is ek by die tweede verhaal. En dis die verhaal in Genesis 24. Dit is fascinerend. Dit word so omvattend en so ryk en beskrywend vertel, wat eintlik maar vir daardie tyd baie alledaags is. So dit is heerlik om 'n storie te lees en te weet, die meerderheid huwelike het so plaasgevind. So vir die mense van daai tyd was hierdie wat hier gestaan het alledaags. Vir ons is dit groot. Maar hy fokus op die huwelik.
So God het ook Genesis 24 hier ingesit, sodat ons het moet sien, wat is sy plan met die huwelik. Hy vertel van die gebruike plus God se rol in 'n pot en 'n deksel wat mekaar kry. As ek dan nou maar 'n idioom van ons tyd kan gebruik. 'n Hartetreffer, Isak en Rebekka. Ons lees van Isak wat so hartseer was toe sy ma dood is. Hy kon net nie weer sin in die lewe kry nie. Sy lewe het uitmekaar uitgeval toe sy ma dood is. En sy pa was al gevorderd in ouderdom, baie gevorderd in ouderdom, en hy het besef, al manier om my kind nou te troos is 'n vrou. So hy roep sy slaaf en hy sê, gaan terug na waar my familie vandaan kom, gaan kry vir hom 'n vrou uit my familie uit. En dan kom ons die geloof en gehoorsaamheid van hierdie slaaf agter. Here, lei my asseblief. En 'n mooi verhaal, dan sê hy, ek maak my plannetjies, maar my plannetjies is totaal afhanklik van die almagtige God. Ek sal daar by 'n put sit, en al die meisies sal kom, en tussen al die meisies, vir wie sal ek nou weet, is die regte meisie? En dan gee die Here vir hom wysheid. En dan besef hy, dit moet 'n meisie met 'n sagte hart wees, want Isak is stikkend. En dan bid hy so mooi, ek wil weet, ek het nie net nou vers 12 gelees, kan ek dit nou vir jou lees. Hy het gebid, Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Hoor jy, totaal afhanklik van God. Here, u gaan 'n man en 'n vrou bymekaar bring. Ek is maar net die instrumentjie. Here, lei my asseblief. En die eed wat hierdie slaaf gemaak het, toe hy teenoor Abraham die eed gemaak het, selfs die eed is teenoor God en nie teenoor sy eienaar nie. Here, gebruik my as 'n instrument, as rede om te leef in twee mense se lewe. Regte meisie, regte plek, regte tyd. Chemistry. Daar kom het by mekaar by 'n put, 'n vreemde put. Nou dadelik begin 'n mens dink, nou hoekom het die slavinne nie die water kom haal nie? Hoekom, as sy dan slavinne gehad het, hoekom het sy daai dag kom water haal? Nou, en die oomblik wat ek die vraag vra, dan sit ek die regte gedagtes in jou kop. Regte tyd, regte plek, regte meisie, regte God. En kyk haar goedgesindheid teenoor 'n vreemde man. Hy kan dan net sowel wou misbruik het. 'n vrou het nie met 'n vreemde man gepraat nie, maar sy het met hom gepraat. Ek kan net een ding sê, God is volkome in beheer. Hy gee die nuwe lewe wat hier begin. Hy gee die nuwe hoop wat hier 'n vlammetjie van aangesteek word. Dit lyk soos jou eie keuses, né? Ek kies, ek maak die planne, ek doen die. En dan na die tyd is jy sien God. So ons lewe van gebed. As ons dit by hierdie slaaf kan leef, om te sê, Here, selfs my plannetjies moet van U afkom. Selfs my gedagtes en my wysheid, dit moet van U afkom. Lei my, stuur my. Everybody is nothing until you love them. Dis waar, né? Mense is niks tot jy hulle lief het, dan word hulle vir jou alles. Eenslag, en dit kom ook uit 'n storie, ek vra 'n dwerg vir 'n seentjie, wat is die sterkste band in hierdie wêreld? En die seentjie sê vir die dwerg, as jy my broer vra wat 'n matroos is, sal hy vir jou sê, die horison. Want die horison is so sterk, want hy bind hemel en aarde aan mekaar, en hy gee vir ons plekke om na heen te vaar. As jy vir my broer, die boer, sou vra, sal hy vir jou sê, die sterkste band is die reënboog, want dit bring son en reën op plante neer, sodat daar
lewe is en groei is. As jy vir my sou vra, ek self kies die liefde, want nie eers die dood kan dit breek nie. Death ends a life, not a relationship. Dit gee ons die rede om te lewe. Hoor jy dit? Dit gee ons die rede om te lewe. En dan gebeur alles so hastig. Kyk, Isak was al 'n hele paar jaar oud hoor, hy was al groot gewees, toe daar vir hom 'n vrou gesoek is, maar toe daai vrou gevind is, toe gebeur dinge hastig. Die slaaf wou nie slaap nie, die slaaf wou net pad vat terug huis toe. Laban hulle vra nog nie slaap nie, hy sê nee, ons ry nou. Daai stoffies wat daar trek, dis ons stoffies wat daar beweeg. Ons gaan nou. Want liefde vra gehoorsaamheid en commitment. 'n Huwelik is nie 'n pretpark waar jy uitstap omdat dit nie lekker is. Dis eerder 'n verhouding waarin jy vashou tot dit weer lekker word. So ek wil jou vandag nooi en sê, mag hierdie vir ons 'n inspirasie wees, dat ons leer om afhanklik te wees van die almagtige God, en dat ons vra, Here, dit wat so algemeen gebeur, dat U ons sal ontmoet, en dat U ons sal lei, dat my hele lewe in U hande sal wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat voor die sondeval, al U 'n man en vrou liefgemaak het vir mekaar. Baie dankie dat ons hier in Genesis 24 weer kan lees hoe dat U twee mense by mekaar bring, ver van mekaar af. Ander mense sal dit noem toevallig, en ons sal sê, nee, God is daar. Here, soos ek na my eie lewe kyk, dan sit ek dit in die hande en sê, sal U my lei? Sal U my stuur? Selfs die gedagtes en die planne wat ek maak, moet planne wees wat van U afkom en wat U verheerlik. Dankie Here vir ons wat getroud is, vir die eggenote wat U vir ons gegee het. Dankie Here vir hulle wat nog nie getroud is nie, dat hulle afhanklik voor U kan staan en sê, Here, wys vir my die pad. En gee vir my die wysheid. Ek weet die regte ding sal gebeur. Here, ons glo met ons hele wese in U. En ons verbind ons totaal en al aan U. Amen. Die Here wil ons groet met sy seën. As jy vir hom 'n dankoffer wil gee, is jy baie welkom om dit elektronies in te betaal. Ons as gemeente is geraad om daai dankoffer in die koninkryk van God reg te gebruik. Maar nou wil ek vir jou sê, mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, en mag die teenwoordige troos van die Heilige Gees by jou wees, elke dag.